Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Yes, my ou vriend. Jy gaan ons nou agteruit. Ja, ons gaan seker 'n bietjie so agteruit soos die bokke. En Saterdag met daai eerste toets uit 4 uit teen die All Blacks. Maar ja, nou is dit alweer Maandag en die son skyn pragtig. En dit lyk so rustig hier buite, dis net lieflik man. Maar ja, weer eens nog 'n aantekening in my virtuele dagboek wat ek met jou deel, is vanoggend toe ek die nuus doen op RSA Oggendpuls toe. In die nuus is dit die ANC is 'n bekendstelling van hulle verkiesingshandves. Hulle het dit blykbaar gister gedoen op die Heilige Sondag in Diepsloot van alle plekke. Nou as jy kyk na die ANC is basies 'n trekrekord die afgelope paar jare in terme van infrastruktuur is al woorde soos pothole, lekkende waterpype, elektrisiteit wat af is, load shedding en al sulke tipe van goedes. Is dit nou nie ironies dat hulle verkiesingshandves bekendstel in Diepsloot nie? Jy weet, jy kon dit net so wel gesê het, ons gaan dit doen in Pothole, of ons gaan dit doen in Slaggat. Maar nee, hulle doen dit in Diepsloot. Nou ek is baie gesteld op woorde en woordgebruik en daai tipe van goed. Dis nie omdat ek 'n verskriklike groot taalman is nie, by no means. Ek het op hoërskool standaard 8-9 matriek spesifiek die Afrikaanse vrae stel het getel uit 400 punte uit, waarvan iets soos 130 taal was. Die res was alles opstel en begripstoetse en sulke tipe van goeders, jy weet, en wat was dit, brief skryf, ons moes briewe skryf al die tyd, sakebriewe en soms liefdesbriewe en so aan. Maar dit is alles opgemaak deur dit in mondeling, waarin ek nogal goed was, spesifiek ek, 'n man van min woorde al die jare, doen goed in mondeling. Ek kan onthou my laaste mondeling les, het so 'n aanvallige dame gehad vir 'n onderwyseres. Van die manne het planne met haar beraam, maar sy was getroud. So, ek het ene gedoen oor my 12-snaar gitaartjie, daar het net so 'n lieflike solid top 12-snaar Ibanez gehad. Toe sê sy na die tyd, dit was haar beste mondelingse voorlegging wat sy nog gehad het, en dit oor 'n gitaar. Het was net so interessant, en dit was net so great geweest. En so, ek het dit nogal so soort van, met 'n veer in my hoed gevat. Ek waai mos altyd vir mense, net om te wys, jy weet, ek het goeie bedoelings. Mense wat vir my stop en so vir my voorgang gee. Maar, ja, so, maar Afrikaanse woorde, Engelse woorde, beteken net so ironies, dat dit nou juist 'n Diepsloot is. En so aan, dis so eie aan hulle omgewing en goed, is Diepsloot. Maar ek weet,
voordat jy my 'n soort van aanvat op my geskiedkundige kennis, ek weet die ANC is in Diepsloot oorspronklik, as ek my nie misgis nie, is die ANC gevind hier in die 1900s. En soos as dit kan blameer op die of die stigting van ANC vir wat vandag aangaan, kan as dit seker maar blameer 1652 op Januarie weer. Wie sal dan nou weet? Behalwe hierdie ou. Our local government structures have been beset by challenges that have revolved around people who have not been well qualified or not competent to do their work. This time round, we are going to have competent people who will serve the interests of our people. As part of the renewal of our movement and to strengthen local government leadership, we have implemented a rigorous selection, vetting, and interview process to select ANC mayoral candidates. This is to ensure that every person who is placed in this crucial leadership position in ANC-led municipalities has the experience, the capabilities, and the commitment to fill that responsibility. Comrades, there could hardly be a more appropriate place from which to launch our manifesto than here in Riverside. Here, South Africans who once had little prospect of owning a home have received that flows from a tap, the electricity that powers our home and lights our homes, the road that takes a child to school, the street light that makes a community safer, and the municipal official who responds when a resident asks for help. When these things work, people feel the presence of a caring and a capable local government. The right person with the right skills in the right position. So we are now going to focus not on anybody's connections, not on whether anybody is a relative of whoever. We are going to focus on the ability to do the work. On Wednesday, the 4th of November, I call on all South Africans. We call on all South Africans to go out and vote for the only party that can make the reality of a better life for our people. The only party that has changed South Africa around. The only party that can move our country forward. Amandla! Amandla! Viva ANC, viva! Maar nou ja, dit is nou hoe dit is hier in Suid-Afrika, dis verkiesingstyd. Mense maak allerhande beloftes, goed wat hulle gaan doen, waaroor hulle nou ernstig is, want tydens hierdie bekendstelling van die verkiesingsmanifest van die ANC, het Cyril gesê, hierdie slag is hulle baie ernstig om munisipaliteite reg te ruk. Mense gaan nou moet verantwoordbaarheid vat in die munisipaliteite vir geld wat weggeraak, dienste wat nie gelewer word nie, en al daai tipe van goeders. En glo ons hom? Maar natuurlik glo ons die man. Maar ja, terug by rugby, die mees geliefde sport in Suid-Afrika, by verre, by far. Ons het al gesien, Rassie Erasmus het sy nuwe span aangekondig. Daar is nie veel veranderinge nie. Ek dink daar is so 6 veranderinge, en ek dink 3 van hulle
is as gevolg van beserings. Die een besering wat ek natuurlik die mees ongelukkigste mee is, jammer om dit so uit te spel, is natuurlijk Cheslin Kolbe, wat ek meen, te pleye. Maar nou ja, daar is blijkbaar nog 'n kans, Hans, dat hy kan hy nog weer speel. Ons sal die ding, die kat uit die boom uit kyk hier na Vrydagse kant toe, of hulle hom gaan fiks verklaar. Maar nou ja, die ander ouens is vervang, maar dit is min of meer dieselfde span. En wat is fout met die span? Ja, jy kan sê, ja, dinge het verkeerd geloop op die dag, as gevolg van dit, daai. As ouens orals op YouTube met kanale wat statistieke uitdruk en vierkantjies en sirkeltjies trek mense op sekere tye op die veld plaas. Maar nog steeds, dit maak nie saak nie, wat ek meen. Die einde van die dag het ons verloor. Rugby is 'n 15-man sport, 15 ouens aan 'n kant, 30 manne op enige gegewe tyd op die veld. Maar dan sit ons met die nare realiteit van die referee kan sekere spelers afjaag. Geel kaarte gee, soos nou 'n kaartsport hier daar. Kaarte, ou ding wat uit sokker uit oorgewas het. En ons kan dit nie buite berekening laat nie, dat die Springbokke het op 'n kol 13 man gehad op die veld en die All Blacks 15. En ek laat my nie vertel nie, my ou vriend, dat jy nie iewers net in jou agterkop so 'n klein vlammetjie wat opskiet en vra, wat sou gebeur het as hulle steeds 15 man op die veld gehad het, 15-15 soos het hoort. Hoe sal die telling dan gelyk het? Maar nou wil ek 'n bietjie dieper gaan en sê, dat is dit werklik regverdig teenoor die toeskouers van die sport om na 'n rugby game toe te gaan en dan op 'n kol is daar 2 van die spelers of 3 of 4, dit kan daar beide kante toe wees op dieselfde tyd, nie op die veld nie. So kom ons veronderstel, die referee het die All Blacks ook opgeblaas op dieselfde tyd met 1 speler. Nou is daar 2 Springbokke, 1 All Black nie op die veld nie. En so nie, jy, meneer rugby liefhebber ondersteuner, het R4.500 vir jou kaartjie betaal om afgewaterde toets te kyk. Dis wat jy het kan noem, maar afgewaterde toets. Dus as jy gaan kyk, 'n groot internasionale band, en op 'n kol besluit die basspeler, hy speel nou nie meer saam nie, die keyboardspeler ook nie, want hy verstaan nie die song nie of iets nie, hy onttrek nou. Nou kyk jy net daar 'n 3-piece band, maar jy betaal vir 'n 5-piece band. Dit maak mos nie sin nie, man. Dit is net 'n sport wat sulke twak kan gebeur. Daar's ander maniere om met dit te deel, buiten as om 'n oue kaart op te blaas, 10 minute van die veld af. Wat van ons jaag hom af, maar daar kom 'n replacement op, want jy verswak ook mos nou die span, want die span moet iemand nou vervang, dit hang af van wie sit op die bank, in daai ou se posisie. En dan maandag, na 10 minute bring jy hom weer op, maandag, dan gaan jy, en jy spot hom, en jy sê, luister, jy het baie groot kak aangejaag. Ons gaan jou basis skors vir 2 games. 2 games sal jy nie kan speel, die vat jy in sy sak, want onthou, hulle word betaal, baie goeie geld betaal. Hoe behandel jy 'n stout skoolkind? Help jy met deesdae, jy gee hom pakkie, jy mag hom nie met die pak gee nie. Jy vat sy sakgeld, dis wat jy doen. So, come on boys, wêreld rugby, fuck it. Wake up. Rugby is 'n edelsport, dis 'n kontaksport, dis 'n sport vir manne, nie vir sissies nie. As jy wil sokker speel, gaan speel sokker. Of gaan ballet, soos Pieter gesê het eens op 'n tyd, my ongroot van het Pieter de Villiers. If you don't like it, get out of the water, man.
Maar die ou kaarte, sê ek nou vir jou, is 'n pot stront. Daai van die witte met die pitte. Maar luister gou hierso, my ou vriend Johan Allers, daar so in Nederland. Ek het so 'n WhatsAppie gekry, so 'n geskrewe stuk. Dis amper soos 'n tipe van 'n, wat kan jy noem, 'n skets van iemand wat rugby gaan kyk het by vriende, hoe alles lekker was en toe verloor ons en so. En hy het vir ons so 'n voice gedoen. So luister gou hierna, so 6 minute lank. En dit wys maar net weer eens, ons Suid-Afrikaners, we are resilient, man. Ons kan pakke sla vat en dra sla en op ons moerkoffie kry, but they never gonna get our sense of humor. Niks verander 'n braai so vinnig in 'n begrafnis, soos wanneer die bokke teen Nieu-Seeland verloor nie. Voor die wedstryd lyk die erf nog soos 'n land met 'n toekoms. Die vuur brand. Iemand het reeds te veel hout opgegooi, omdat 'n Suid-Afrikaanse man blykbaar persoonlik beledig voel deur 'n beskeie vuur. Die vleis lê in bakke. Daar is knoffelbrood wat nog in folie toegedraai is en een familielid wat van vroeg af met groot sekerheid vertel wat die bokke vandag moet doen. Ons moet hulle net voorlangs vat. Hy sê dit asof Rassie hom vanoggend gebel het. Almal praat groot voor afskop. Ons is rustig. Ons het 'n plan. Die All Blacks is glo nie meer dieselfde span nie. Iemand noem 'n statistiek wat hy heel moontlik op pad kombuis toe uitgedink het. Dan verloor ons. Die eindvlekkie blaas en skielik lyk dieselfde erf, of daar 'n tannie met 'n orrel enige oomblik by die agterdeur gaan instap. Die musiek is af. Niemand weet wie dit afgesit het nie. Die man wat 20 minute gelede nog verduidelik het hoe eenvoudig internasionale rugby eintlik is, staan nou by die vuur en steek 'n stuk wors met die tang rond, asof dit iets weet wat hy nie weet nie. En nou sê niks. En nou praat te veel. Daai ref. Daarmee begin die nadoodse ondersoek. Elke beslissing word weer opgesny. 'n Strafskop by die eerste helfte word nou behandel as die oomblik waarop die hele Suid-Afrikaanse geskiedenis verkeerd geloop het. Iemand voeg 'n wedstryd van 12 jaar terug by, want ons is nie 'n volk wat rugby onreg sommer laat gaan nie. Ons bære dit netjies en bring dit uit wanneer nodig. Dan maak iemand die fout om te sê, ag, dis net rugby. Nou kyk almal vir hom. Nie aggressief nie. Net lank genoeg dat hy self begin wonder of hy dalk vroeër moet huis toe gaan. Is nie dat ons nie perspektief het nie, natuurlik weet ons daar is groter dinge in die wêreld. Die elektrisiteit kan afwees. Jou bankrekening kan jou vermy. En die petrolprys kan weer besluit om jou persoonlik te teiken. Dit alles kan wag tot môre. Vanaand het ons teen die All Blacks verloor. Daar is boonop nog vleis wat gaar moet word. En dis waar die ware karakter van 'n volk wys. Niemand is lus nie. Maar niemand gaan 'n chopmors oor Barrett Boetie nie.
So word daar in stilte gebraai. 'n Brood word oopgesny met meer geweld as wat brood normaalweg verdien. Die aardappelslaai kom uit. Niemand vra wie sous wil hê en kry amper geen antwoord nie. Dan iewers tussen die tweede chop en die laaste stuk knoffelbrood begin die lewe terugkom. Iemand maak 'n eerste grap. Nog iemand sê, die bokke gaan hulle volgende keer bliksem. Die man wat vroeër gesê het, dis net rugby word stadig weer in die familie toegelaat. Teen 10:00 praat almal reeds oor die volgende toets. Ons sal weer dieselfde vleis koop, dieselfde stoele uitpak, dieselfde vuur aansteek, dieselfde voorspellings maak, met die selfvertroue van mense wat duidelik niks het vorige Saterdag geleer het nie. En sê die ding van Suid-Afrikaners in rugby. Ons kan vir 80 minute ons hele geestelike welstand aan 15 mans in groen truie oorhandig. Braai daarna soos 'n roudiens hou en teen slaaptyd reeds oortuig wees, ons vat hulle volgende keer. Mens noem dit seker hoop. Hier by ons vra iemand net, hoe laat speel die bokke volgende Saterdag? Nice nie. Ja, ek sê vir jou sê baie goed geskrywe. Met alle dank aan hierdie onbekende outeur en dank aan Johan Alles van Alles Afrikaans Beyond Borders. Gaan kyk bietjie op sy YouTube kanaal. Johan Alles Beyond Borders. Hy's elke week, sy 6:00 op 'n Woensdag aand is hy ook hier op Radio Suid-Afrika met een van sy podcasts. Die ene wat volgende week gaan uitkom is daai gesprek met Helen Zille. Dit was vir jou 'n lekker ding, nie jong? Jy moet daai ene moet jy definitief nie misloop nie. Andersins, gaan in vrede, ek groet vir jou en Saterdag oggend 8:00 die Moerkoffie Express. Moerkoffie, absoluut voedsel vir die siel. Bye. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. Een ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies, met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika.